Hartlik welkom ook aan ons aanlyn kykers vanoggend by hierdie erediens Sondag 31 Mei, die eenheid Sondag. Ons is so tussen Pinkster en Koninkrykstyd en ons vier vandag ook die Vader en die Seun en die Heilige Gees as die drie enige God met wie ons in 'n verhouding leef. By die geleentheid lees ons graag uit Galasiërs hoofstuk 5. Nou, jy kan die hele gedeelte lees, dit is eintlik lekker as 'n mens die hele Galasiërs boek lees, maar ons gaan by vers 13 tot 16 stil staan, dan die baie bekende 22 en 23, vers 22 en 23, die vrug van die Gees, en dan lê daar vir ons in vers 25, lê daar ook vir ons 'n sleutel. So ons wil met dit in gedagte dan vanoggend ook die woord van die Here lees, dat die Here ook op hierdie Sondag met ons wil praat as mense wat in koninkrykstyd ingaan, wat pas Pinkster gevier het, vir mekaar nou sê, maar hoe lyk ons lewe? So verlede week het ons gepraat van vreesgedrewe na liefdesgedrewe. Hierdie week praat ons oor van vreesgedrewe tot geesgedrewe met 'n hoofletter. So die G van geesgedrewe hoofletter. So kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons u woord het. En dankie dat ons u daarin mag leer ken as die Vader wat vir ons lief is, as Jesus Christus ons verlosser en ook as die Heilige Gees die Heer en lewendmaker wat ons ook in hierdie tyd help om geesgedrewe te lewe en nie noodwendig meer vreesgedrewe nie. So lei ons in die waarheid, leer ons die waarheid en help ons om te gaan leef as mense wat 'n verskil maak. Amen. Galasiërs 5 vers 13. Julle broers, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dan 'n vers wat voel of hy nie hoort nie, maar dis die realiteit. Maar julle byt en verskeur mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Hier kom ons eerste lyn vir vanoggend. Wat ek bedoel is dit: laat julle lewe deur die Gees van God beheers word. Dan sal julle nooit soog voor die begeertes van julle sondige natuur. Dan in die tussengedeeltes, vers 17 tot en met 21, verduidelik hy nou van al die sondes, al die goed wat kan gebeur, en dan vers 22 tel ons op. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks. En dan ons sleutelteks vir vandag, ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Dus ons dan sê ons staan op die Sondag tussen Pinkster en Koninkrykstyd, die eenheid Sondag, dan help hierdie ons om te sê, hoe gaan ons nou aan? Ons lewe deur die Gees, het vers 16 gesê, laat die Gees dan nou ook ons gedrag bepaal. En dis vir ons vir die pad vorentoe baie, baie belangrik. Want dan kan ons die toekoms in die oë kyk, is wanneer ons gedrag deur die Gees van God bepaal word. Ons het net nou, toe ons fotum gehad het ons geluister na Spreuke 10, Spreuke 9, vers 10 tot 12. Jy gaan jou waarskynlik hierdie week so 'n bietjie stilte hou uit daaruit ook.
En die belangrike wat Spreuke ons mee help, is hy sê, wysheid begin met die dien van die Here. Maar dis baie belangrik om vir mekaar te sê, wie die Heilige ken, het werklik insig. Daarom gaan ons nie op Drie-eenheid Sondag probeer om God te verduidelik nie. Hier is nie 'n teologieklas nie, dis nie een of ander meesterklas oor die Drie-eenheid nie. Dis 'n dag van stilte voor God. Want mense deur die eeue probeer om die Drie-eenheid te verduidelik. Ons het self ons prentjie op die skerm, ons het self die diagram wat ons gemaak het wat in ons liturgiese ruimte is. Maar mense die Drie-eenheid probeer verduidelik met 'n eier. Hulle die Drie-eenheid probeer verduidelik met water, selfs met die son en sy strale. Maar die realiteit van alles is dat ons beste pogings om God te verduidelik skiet tekort. God bly net groter as menslike verduidelikings. Dis Augustinus wat gesê het, as jy dink jy het God volledig verstaan, dan is dit waarskynlik nie God wat jy verstaan. Kan ek weer sê wat hy sê? As jy dink jy het God volledig verstaan, dan is dit waarskynlik nie God wat jy verstaan nie. So Drie-eenheid Sondag nooi ons nie om teologiese probleme op te los nie. Dit nooi ons om in verwondering te leef oor hierdie God, Vader, Seun en Heilige Gees, drie-enige God wat ons kan aanbid. Uiteindelik 'n liefdevolle God. Ek het gesê ek gaan julle iets leer vanoggend, groot woord. En dis deel van die prentjie op ons skerm. Iemand het hierdie verbintenis tussen Vader, Seun en Heilige Gees beskryf met die woord perichoresis. So 'n moeilike woord, as jy hom vergeet sal ek verstaan. Ek moet hom ook telkens gaan soek. Maar dis 'n ongelooflike waarheid. Want dit beskryf die liefdevolle verhouding wat daar is tussen Vader, Seun en Heilige Gees. Nie drie gode nie een God met drie maskers nie, maar een God wat van ewigheid af in 'n liefdevolle gemeenskap leef. En ek het dit net vir julle gesê, daar selfs teoloë wat dit beskryf as die goddelike dans. Die Vader leef in die Seun en die Seun leef in die Vader. Die Gees verbind en deurstroom alles. Ewige beweging van liefde. En dis die wonder van die evangelie. Ek en jy word nie genooi om van 'n afstand af hierna te kyk nie. Ek en jy word daarvan deel. Ons sing dit, U maak ons deel van al die grootse werke, U laat ons bid, Heer, dat U ryk mag kom en kom U weer in heerlikheid op wolke, maak U volkome nuut U eiendom. So ek en jy word ingenooi. Ek en jy word genooi om saam te dans op die ritme van die Gees. Ek word ingenooi om deel te word van die liefdevolle lewe van God. Ek word ingenooi om saam te beweeg op die ritme van die drie-enige God. Ek kan saam dans. Van julle het al beleef dat jy in 'n plek instap en al bepaalde musiek speel en is net of jou liggaam in daai natuurlike ritme ingaan van die musiek wat speel. Dis dit. Om ingenooi te word.
die vibe en die beat te vang en dit net te geniet. Ek is terug by Spreuke 9. Wie die Heilige ken. Ons voordat met ons herinner, wie die Heilige ken, het werklik insig. Wysheid begin met die dien van die Here. So ware wysheid is nie blote kennis nie. Kom ek illustreer dit gou. Ons het in vers 22 en 23 die vrug van die Gees gelees wat 9 elemente het. Jy sou bepaal binne ons kerk se tradisie heel waarskynlik iewers 'n Sondagskooltoets geskryf het waar daar gesê is, noem asseblief die vrug van die Gees, soos in Galasiërs 5 vers 22 en 23, en dan moet jy 9 puntjies neerskryf. En as jy die 9 onthou het nie sommer saak gemaak oor die volgorde nie, sou jy 9 uit 9 gekry het. Dis kennis. Jy het die toets geslaag. Maar of dit regtig jou karakter beskryf, of dit werklik neerslag kry in jou lewe, is die ander vraag. So dit gaan nie oor blote kennis nie. Ware wysheid is meer as om bloot feite oor God te hê. Wysheid is om deur die Gees van God gelei te word. En dis wat Galasiërs ons mee help. En kom ek skuif hom gou terug op die skerm, dan kyk ons daar. Enetjie terug, daar is ons daar. Kyk gou wat sê vers 16. Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word. Dan vers 22, dan sê as die Gees jou lewe beheers, dan gebeur hierdie 9 goed in jou lewe. Belangrik is en ek wat sê, teen sulke dinge het die wet niks. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees ons gedrag bepaal. Die bekende N.T. Wright of Tom Wright, soos wat hy bekend staan in die wêreld, help en hy sê vir ons, Galasiërs, die boek, gaan in die eerste plek nie oor hoe gaan ek hemel toe nie. Die groot vraag in Galasiërs is, wie behoort aan God? Wie is God se familie? En dan sê hy, as ons weet wie hierdie familie is, dan sê ons, hoe leef hierdie familie met mekaar saam? Hoe lyk dit in terme van 'n familie? En nou lees ons. Paulus skryf vir 'n gemeente wat verdeeld begin raak het. Mense het grense getrek. Mense het laer getrek in isolasie. Daar was vrae gevra soos, wie hoort hier? Wie's binne? Wie's buite? Wie's ingesluit? Wie's uitgesluit? Maar Paulus kom en hy sê hier, God het iets nuuts in Christus gedoen. Pinkster sê die Heilige Gees maak daardie nuwe wat Christus gedoen het in elkeen van ons se lewe 'n werklikheid. God het 'n nuwe familie geskep, nie gebaseer op afkoms nie, nie gebaseer op prestasie nie, status, ras, geslag, maar gebaseer op Christus.
Dit bring ons by die tema wat sê van vreesgedrewe na geesgedrewe. Daar's twee maniere van leef. Gedryf deur vrees, vreesgedrewe. Vrees wil beheer, vrees trek grense, vrees sluit uit. Vrees leef asof alles van jou afhang. Vrees probeer voortdurend seker maak. Vrees probeer voortdurend beskerm. Nog jy vir my sê, dis 'n fyn lyn. Maar as jy na die verkeerde kant toe van die balans oorval, is jy in die moeilikheid. Dan is jy vreesgedrewe. Die gees, aan die ander kant, as ons geesgedrewe is, die gees het ons vir mekaar gesê, bring ons by 'n punt waar ons voel ons is tuis, ons behoort. We belong. Die gees bring gemeenskap. Gees bring vertroue, vryheid, vrede. Wat maak die gees? Die gees kom en sê, jy's geliefd. Jy word vasgehou, jy's nie alleen nie. Dis Henry Nouwen wat skryf, en sê hy, I am loved and well held. I do not have to be afraid. Ek is God se geliefde. Ek word styf vasgehou. Ek hoef nie bang te wees. Dis die beweging van die evangelie, van die huis van vrees, binne in die huis van liefde, gevorm deur die Gees. Ek wil jou help met 'n nuwe perspektief vanoggend op vers 22 en 23, die vrug van die Gees. Of jy dalk nie 9 uit 9 in die sonnaarskooltoets gekry het. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Ek en jy lees hierdie lys dikwels as persoonlike karaktereienskappe. Dis van daai goed wat ons moet inoefen, maar wat ek en jy so hard probeer om dit reg te kry dat ons dikwels misluk. Ek wil hê jy moet vanoggend ietsie raak sien. As jy na daardie 9 woorde kyk. Hierdie vrug groei nie net in my nie. Die vrug groei tussen ons. As Paulus hier praat hy verhoudingsmatig. Hy praat gemeenskapstaal. Die vrug van die Gees is 'n geesgedrewe gemeenskap. Dit word nie in isolasie gedoen nie. Dink gou. Jy kan nie liefde alleen beoefen nie. Jy kan nie geduld alleen beoefen nie. Jy kan nie vriendelikheid alleen beoefen nie. Jy het ander mense nodig. Ons is verhoudingswesens. So hoor vanoggend. Natuurlik vorm die Gees individue. Natuurlik vorm hy my en jou. Maar die Gees vorm ook familie. Hy vorm 'n geloofsgemeenskap. Dis hoekom ons nog vandag bietjie by Pinkster kuier en die warmte daarvan voel. Want dis presies wat ons by Pinkster beleef het. Daar was 'n groot aantal gelowiges
in Jerusalem saam en dan weet julle daar's 'n klomp tongknopername van wie almal in Jerusalem was met Pinkster. As jy later in Handelinge 10 lees, dan hoor jy daar's nog verdere episodes en uitbreidings van hoe die Gees te werk gaan. Verskillende tale, verskillende mense, verskillende agtergronde. Maar wat is die belangrike? Een Gees, een liggaam, een familie, een doop, een heilige algemene kerk, een in geloof en werke, een brood, een beker. So kan jy jouself begin indink dat die vrug van die Gees gemeentetaal is, gemeenskapstaal is, dat dit aanloklike vrug is wat mense nader trek, wat mense insluit. En dan as jy hulle reg onthou, dan 11 vers 25 ons, om die volgende te sê, ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. En die van julle wat ons gesonde hartreeks kan onthou, sal onthou hier's 'n baie skerp Engelse vertaling hiervan. Keep in step with the Spirit. Sê die Gees is die pasaangeer. As ons praat van musiek, dan moet iemand die ritme, die beat aandui. So ek en jy moet tred hou met die Gees. Ons moet in pas loop met die Gees. Ons moet leef op die ritme van die Gees. So daarom is hierdie Sondag nie 'n uitnodiging om te sê, probeer nog net 'n bietjie harder nie. Gaan net asseblief vir dansklasse, dat hulle jou help om te wals, die 3 steps. Nee, jy hoef nie harder te probeer nie, hoef nie vir dansklasse te gaan. Wat sê hulle vir jou by dansklasse? Ontspan, voel die ritme, en gaan saam met die musiek. Kan jy in jou lewe dink as jy dit toepas? Ontspan, voel die ritme, and just keep the rhythm of life. So dit beteken ek beheer nie meer. En ons het al 'n paar keer daar gepraat, ek het beheer oorgegee. Van vrees gedrewe na gees gedrewe, ek leef nie meer uit vrees nie. Ek leef deur die Gees. En as ek deur die Gees leef, dan sê hy maar, dan word my gedrag bepaal. Gees gedrewe, lewe en hoop. Hoe doen ek dit prakties? Dit maak net dat ek leer om my eie begeertes en behoeftes nie meer so styf vas te hou. Dat dit losser in my hande is. En dat ek eerder in hoop leef. Want dis die verskil tussen beheer en vertroue. En dis ongelukkig die wêreld waarin ons lewe sê, jy moet dit hê, 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 en dan sal jy dit maak. Ek moet in beheer wees. Teenoor vertroue, wat sê ek kom reg met wat ek het. Want waar leef ek? Daar's natuurlik vrees. Maar ek leef
in geloof. En ek hanteer vrees. Natuurlik moet ek na myself kyk. Maar dan vanuit 'n hoek van oorgawe. Want het ons vir mekaar gesê, toe ons verlede week gesing het, laat die koninkryk kom, God se nuwe wêreld het begin deurbreek. En die Gees is die teken daarvan. Daarom kan hierdie wêreld nie lyk soos hy lyk nie. Daarom moet die vrug van die Gees die kenmerke van ons gemeenskap en ons gemeente wees. 'n plek waar liefde groei, 'n plek waar vrede groei, 'n plek waar versoening groei, 'n plek waar reg en geregtigheid seëvier, 'n plek waar mense mekaar vind, 'n plek waar die nuwe lewe sigbaar word. So wanneer die Gees ons lewe bepaal, begin die vrug van die Gees groei. Wanneer die Gees ons lewe bepaal, breek God se nuwe wêreld deur. En wanneer die Gees ons lewe bepaal, ontdek ons het deel geword van die liefdevolle lewe van God. Dan pas ek in die sirkel. Dan dans ek saam met die Vader en die Seun en die Gees op die ritme van die Gees. So ek wil jou nooi vanoggend, nie net vir die week wat kom nie, maar vir die res van jou lewe. Leef op die ritme van die Gees. Laat toe dat die Gees die pas aangeer is. Laat toe dat die Gees baie keer sê, stadiger. Laat toe dat die Gees baie keer sê, vinniger. Laat toe dat die Gees sê, pas is reg. Moenie halstarrig vasklou nie. Wat maak 'n pas aangeer? As haar hart nie reageer nie. Hy gee skok af. My hart se ritme te herstel. Mag God jou ritme deur sy Gees herstel. Kom ek gee vir tyd om so 'n bietjie stil te wees. Drie-enige God, dankie dat U ons roep, ons verlos en ons deur die Gees lei. Dankie dat ons nooit alleen is nie. Dankie dat ons deel mag wees van die familie. En dat ons vanoggend mag vra, vul ons opnuut met die Gees. U ken ons elkeen wat in hierdie gebou sit. Elkeen wat inskakel
aanlyn. Waar daar vrees is, bring liefde, Here. Waar daar verdeeldheid is, bring vrede. Waar daar moedeloosheid is, bring hoop. En waar daar onsekerheid is, bring vertroue. Daarom laat die vrug van die Gees sigbaar word in ons harte, in ons huise, ons gemeente en ons gemeenskap. As ons praat oor onsself en oor ons huise en ons gemeente, ons gemeenskap en ons land, dan weet ons daar's nood, daar's mense wat swaar kry, daar's mense wat siek is, daar's mense wat hartseer is oor trauma of dood van geliefdes, daar's mense wat in onsekerheid leef van werkloosheid, van armoede, van hongersnood. So ons bid vandag vir elkeen wat u troos nodig het. Wees u die trooster, Heilige Gees. En dankie dat ons dit vandag mag bid in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Vir nou ons koninkryksnuus net die volgende. Baie belangrik, die 4de Junie komende donderdag, is ek 10:00 die oggend by die Tuis vir bejaardes vir ons maandelikse erediens by die Tuis. So dis donderdag die 4de Junie, en dan terwille net van almal en van ordelikheid, ons bestuursraadsvergadering DV die 10de Junie, 10:00 die oggend, hier in die konsistorie. Ons vra ook dat u saam met ons sal voorbereiding doen vir die vergadering. Dit is dan die 10de Junie. Dan wil ons vra, dit voel soos lank voor die tyd, maar dit is vir ons verskriklik belangrik, ons Tuis vir bejaardes hou 'n damesoggend saam met Lindy Strydom, en dit vind plaas op die 15de Augustus by Suiderlig gemeente, en julle kan of met Mariana praat, ek het al vir julle die WhatsApp gestuur, jy kan of met Mariana of met Annelie praat, baie spesiale oggend vir die dames. Ons maak gereed vir so 700 mense om dit by te woon, en dit gaan vir die dames in Vroue Maand 'n wonderlike bederf oggend wees. So geleentheid wat jy nou al op jou kalender kan neerskryf, en wat jy kan bywoon as gesinne of as vriendekringe, of soos dit moontlik is, dalk mense saam met wie jy werk, net 'n oggend wat jy saam met Lindy kan geniet, en ook deur die Here aangeraak word. Ek groet ons aanlyn kykers, ons praat DV volgende week weer met mekaar, mag dit met u goed gaan, en 'n geseënde week. Totsiens.